Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Woensdag, die 18de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ons as Christene, ons as gelowiges, ons het 'n verwagting. Ons het 'n verwagting wanneer ons tot geloof kom, wanneer ons bid, dan daar iets moet gebeur. En baie kere het ons gedagtes te doen met hoogmoed. Luister baie mooi wat ek sê. Ons dink baie keer as gelowiges, ons verdien beter. Ons verdien net die goeie. En dit is wat die wêreld ons ook probeer leer. Maar wat sê die woord van God eintlik vir ons? Luister mooi. 2 Timoteus 3 vers 10 tot en met 4 vers 5 sê, ons moet vermaan word, ons moet mekaar vermaan, om te volhard in die gesonde leer. Ons moet volhard in die gesonde leer. Wat is die gesonde leer? Die gesonde leer is dit wat die woord ons leer, nie wat die wêreld ons leer nie. Ek sien baie mense is baie gewillig om te luister na mense wat nooit eers 'n Bybel voor hulle oopmaak nie. Ons moet die geeste toets. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolging, lyding. Dit is wat Paulus vir Timoteus skryf. Timoteus het sy navolger geword. En luister baie mooi, ons as gelowiges, ons as wedergebore kinders van God, het navolgers geword van die apostels. Ons het navolgers geword van disippels, want die woord sê tog, maak disippels van mense. So, wanneer ons gedoop is, wanneer ons wedergebore is, dan word ons disippels van Christus. Soos my te beerd geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra, watter vervolginge het ek nie al verdra nie. Luister mooi, Paulus sê, watter vervolginge het ek nie al verdra nie. Ons hoor van dinge, ons sien dinge. Ons hoor van die CRL-kommissie wat nou besig is om op te staan. Wat die gesonde Christene, wat Jesus Christus verkondig, wil vervolg, wil wette instel, aksies instel, teen ons. Maar kyk na van hierdie kerke wat daar aangaan. En ek bedoel dit met opregte hart. Kyk wat daar aangaan. Moenie blind wees nie. Daar is bose dinge aan die gang. Hier, by baie kerke, in baie lande, bose dinge in die kerke, ja. En baie van ons slaap. Baie van ons dink is normale dinge. Ek sê dit weer. Paulus sê, watter vervolginge het ek nie al verdra nie. As jy nie bereid is om jou kruis te dra nie, as jy dink jy verdien beter, jy verdien nie om jou kruis self te dra nie, dan maak jy 'n fout, dan het jy hoogmoed. En die Here het my uit almal verlos. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en u staf is met my. Jy sien, ons moet die Here vertrou, want al gaan ons deur hierdie dinge, al word ons vervolg, die Here is met ons. Hy sal ons uit dit alles uitlei. Hy sal ons beskerm deur dit alles. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Jy gaan uitdagings hê. Mense gaan op jou pad kom, hulle gaan probeer laat jy val, hulle gaan kom met hulle valse oortuigings, hulle gaan kom met hulle Jezebel geeste, hulle gaan kom met hulle Asherah geeste, hulle gaan kom met hulle valse profetiese woorde, want hulle wil hê jy moet val. Baie keer luister ons, baie kere waarsku die Heilige Gees ons. Maar wat moet ek en jy verwag in hierdie lewe? Die woord sê baie duidelik, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.
Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Nie net hulle wat verlei nie, hulle wat ook verlei word. Maak seker jy is op die regte pad. Maak seker jy is in 'n kerk wat nie mense verlei nie. Maak seker jy is by 'n plek waar jy nie valse leringe ontvang nie. Maak seker jy lees jou Bybel op die regte manier. Maak seker jy is op die regte plek. Maak seker jy word nie mislei of verlei nie. Lees jou Bybel self. Dit is jou wapen, dit is jou swaard. Anders gaan jy verlei word. Anders gaan jy mislei word. Maar bly jy wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Moenie mense volg omdat hulle mooi skoene dra of duur karre ry nie, of in groot kerke is nie. Luister baie mooi. Julle kan probeer regverdig soveel as wat julle wil. Waar julle wil. Daar is 'n gees in hierdie land wat besig is om mense te mislei met 'n valse doktrine wat klink soos die regte ding, maar dit nie is nie. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Timoteus het die Bybel gelees, hy het die woord geleer ken. En daarom sê Paulus nou vir hom, jy het mos die ware woord geken van kleins af. Mense, ek vermaan jou vandag, lees jou Bybel, al is dit hoe moeilik, al sukkel jy om te lees, al wat se verskoning jy ook al kan maak, druk deur en lees jou Bybel, dit is jou swaard. Efesiërs 6 vers 17, sonder jou swaard gaan hierdie geveg verloor. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing. Moenie, omdat jy sekere goede lees skuldig voel en ophou lees nie. Tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Ons is nou daar. Glo my, ons is daar. Maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Daar is leraars daar buite, en ek sê vir jou vandag, so waar is wat God lewe, hierdie mense dien Baal, hierdie mense dien Satan, en hulle gebruik die naam van Christus Jesus. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Ons kan nie in die slaap wees in hierdie dae nie. Ons moet waaksaam wees, ons moet wakker wees, ons moet vir mekaar bid, ons moet kan discern, ons moet kan weet wat aangaan, want die duiwel het gekom om te breek, om te vernietig, en hy mislei baie op die stadium, baie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here vir die woord van môre. Vader, ek vra Here dat hierdie woord sal raak wat dit moet. Vader, dat mense sal besef dat dit wat in hierdie wêreld aangaan in ons tyd is nie van U af alles nie, Here, maar dat U daar is om U kinders te beskerm, om ons te verdedig, om ons te versterk, Here, wanneer ons na U toe kom, wanneer ons U dit bid, wanneer ons op U staat maak en wanneer ons U loof en prys, wanneer ons U eerste stel. En ons dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, vir hierdie dag. Dankie vir hierdie boodskap, Here. Laat dit gaan waar dit moet wees, laat dit raak wie dit moet. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.